Ons is op pad net om in te beweeg hier by primary school om 'n bietjie van ons getuienis te gaan deel en die kinders, ons hoop die Here Gees die kinders kan uitreik sodat die Gees van God oor hulle gevolg kan wees van vandag vorentoe. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes, ons is hier so by en ons kom bedien bietjie hier sonder die kinders. Mr. die hoof was ons goedgesind en het gesê, kom bedien. 'n Man homself wat ken hoe die dinge werk, ken hoe die lewe werk, ken wat swaar tye is. En alles het net vir ons vandag die vloer gegee en gesê, man kom bedien 'n bietjie 20 minutes hier onder die kinders, want ons het 'n storie om te vertel. Selfs wat Paulus sê in Romeine 1:16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. En ons bid vandag dat elke kind en elke onderwyser sal aangeraak word in die naam van Jesus Christus. Amen. Welkom by die show. So span van 11 wat uitreik en die ander bly agter. Daar by herbou 'n bietjie nat te maak en skoon te maak en aan te gaan. Ek staan vandag so by buddy Sean. Sean, vertel vir ons 'n bietjie so van waar vandaan of kom jy, my vriend? Ek is van Pretoria af. Baie dankie Sean. In elk geval hartlike goeiemôre. Brandboom, hoe gaan dit vanmôre? Baie goed, dankie. Ons het 'n rede gemaak dat ons julle almal hier in hierdie vierkant kon toekry, want 4 van my ouens staan aan die buitekant. Ons kom van die krokodilplaas af, hier 90 kilos, hier is so 30 kilos van hier van Groblershoop af. So wat ons nou gaan doen om seker te maak, julle kan nie weghardloop nie. Boys, roep gaan daai ouens vir die krokodille daar in staan, net vir my stil. Ek grap, relax. Ons was eendag in Kenhardt gewees en ons hou 'n openlig diens en daar seker 'n stuk van Stanley, hoe lyk 200 kinders. Hulle sit so, die heleste plek vol. En ek sê, raai julle, ouetjie kom na my toe sê, het julle nie krokodille nie? Ek sê, my broer, ons het krokodille. Nou waar is hulle? Ek sê, ons bring hulle gou. Toe ek sê, julle hier kom die, toe spat al daai stuk van 200, hulle hardloop sommer so boor mekaar, net om half weg te kom, man. Ek groet julle vandag in die naam van Jesus Christus. Dit is vir my lekker, dit is vir my 'n eer, dit is vir my altyd lekker om sulke pragtige gesigte te sien. Mense wat lus is vir die lewe, mense wat nie lus is meer vir dwelms nie, mense wat nie lus is vir moeilikheid by die huis nie. En daar is een naam wat dit kan change. En dit is die naam Jesus Christus. Jy kan gaan en hardloop en doen en sê wat jy wil. Maar daar is een naam, Jesus Christus. As jy nie op 'n dag die besluit maak om te sê, Here, ek het U nodig in my hart nie, ek het U nodig in my lewe nie, ek het U nodig in my toekoms nie. Geliefdes, gister ry ek op en af in hierdie straat en ek kry manne wat vir my sê, salut, nagompela salut. En hulle gooi 7's, van hulle kan nie eers tot by 7 tel nie, maar hulle wil vir my sê, hulle is 'n 7. Verstaan jy? Dan wil hulle nog vir my sê, 6. Dan sê ek, my broer ken sy hoe om 'n letter 6 ooit te skryf. Maar nee, sy wil mos 'n gangster wees, hè? En ieder en elkeen van julle hier het God nie geroep vir iets soos dit nie. God het julle geroep vir 'n tyd wat hy sy mense die meeste nodig het. En elkeen van julle, ek ken julle nie dalk by die naam nie, maar Jesus weet wie jy is. Jesus ken jou probleme. Jesus weet, soek jy te veel boyfriends. Jesus weet, het jy te veel girlfriends. Jesus weet wat in jou huis aangaan. Ek wil julle ietsie vra, ken julle daai liedjie?
Hulle noem hom op sy naam. Moenie vir my jok nie. Ken julle daai liedjie? Sy ongaan hoor. Op 3, 1, 2, 3. Harder! Yes! Nog een keer! Hard! Halleluja! Ek het my ouens gesê. Sien, manne, toe ek aan Kennard kom, toe stel hulle my voor aan die song ook al laerskool. Ek vra, man, ken julle hierdie liedjie? Hulle sê, meneer, ons het 'n nuwe song. Ek sê, jong, ek is nou nie ou vir nuwe songs nie, maar sing hom vir my. Toe hulle vir my die liedjie sing, ons praat van wanneer was ons in Kennard gewees, Stanley? 6, 7 maande terug, nou nog is dit my favorite song. Dit was altyd Vrou van Samaria, maar nou is dit hulle noem hom op sy naam, Immanuel. Hulle noem hom op sy naam, Immanuel. Asai! Ek gaan 'n bietjie kans gee vir julle, sodat julle kan hoor. Ons het 'n klomp ouens daarso by ons, by School of Fire. Manne wat uit die tronk uitkom. Ouens wat gedink het, 'n skool om gangster te speel. Ouens wat gedink het, 'n skool om te drink. Skool om te rook. 'n Skool om jou ma en jou pa te disrespekteer. Ouens wat gedink het, 'n skool om nie vir die onderwysers te luister nie. As manne wat gesit het 15 jaar, as ouens wat gesit het 18 jaar, as manne wat al gesit het, wat al gesit het 30 jaar in die tronk, net omdat hulle nie wou luister nie, net omdat hulle nie wou hoor nie, maar julle lyk vir my na kinders wat luister, onderwysers, is ek reg? Ek sal my krokodille moed bring, lyk dit vir my, dat ons vir julle 'n bietjie kan blootstel en hallo sê. So ek gaan vir julle 'n bietjie voorstel aan my ouens, dat hulle net 'n bietjie 'n getuienis deel, nou van hulle almal kom nie die kerk uit nie. Hierdie Heinrich Olyn is 'n Khoisan. Hy kom daarso uit die wêreld van Gariep uit. Ek moet hom eintlik aanspreek as pastoor, want hy was die 6de November georden as pastoor by School of Fire. En hy gaan vir julle vertel van waar hy gekom het en tot waar die Here hom gebring het, dat hy vandag in beheer is van 'n projek wat moet seker maak dat van Boegoeberg tot en met Oegrabies moet almal die evangelie hoor. So ek gee oor vir pastoor Heinrich Olyn. Goeiemôre almal. Goeiemôre. Goeiemôre almal, kan almal my hoor? Ek deel saam met julle net so 'n klein testimony. Ek was ook soos julle gewees, stout op skool, wil nie die onderwysers luister nie. Ek het nou later tyd besluit, maar ek gaan nie weer vir hulle luister nie. En daai is die verkeerde besluit wat jy maak. En ek is uit die skool uit en ek gaan werk op die erwe. Maar net hy is nie vir ons 'n toekoms nie. Nie een van ons wil onder 'n boer gaan werk nie aan die erwe nie. En ek het besluit, okay, man, ek het die matriek nodig. Hoekom het ek dit nodig? Hoekom het ek daai nodig? Ek kan vanaf vir myself sorg. Want ons moet nie hy besluit te maak wanneer ons dink, nee, maar ek is groot. Niemand gaan van my sê nie. Ons is daar om geleer te word. Ons is daar om
hoër standaarde te raak. En ek het later in tyd toe gaan werk ek by Rooiers in die tuin. En Wie van julle ken vir Rooiers? Seker op julle hande. Ken julle die korrupsie? by School of Fire. En ek het aan die tuin in gewerk, so vir 3 jaar, 4 jaar. Toe besluit ek, nee man, ek kan my nie hierin sien nie. En Rooi sê ek vir my, Heinrich, ek sien jy nie hier nie. Van dit is nie 'n toekoms vir jou, om elke môre in te kom, plante nat te kom maak nie. Maar ek wil hê, jy moet verder gaan. Jy moet verder as daai gaan. En toe stuur hulle my weg na 'n ander Bybelskool toe, na buitekant Kimberley, so 60 kilo's na buitekant Kimberley, 'n Bybelskool. En daar te ervaar, van 'n niks werk af, kan jy daar kom. Amen. Jy kan niks sien. Dat die huisomstandigheid kan sleg is. Jy kan in 'n slegte huis bly, in 'n riethuis, maar jy moet jou omstandighede change. Moenie dat die omstandighede vir jou change nie. Van ons almal is geroep vir hierdie snaakse goed soos drugs, alkohol. Dit is as 'n gemors daai. Jy mors jou lewe op. Waar gaan jy op 'n van die dag sit? In 'n begrafplaas of in 'n tronk? Moenie agter jou maatjie aangaan. As hy vir jou, kan jy hier's vir jou sigaret. Trek saam met my. Sê vir hom nee, want ek soek hier goed by my en ek het 'n beter toekoms. Ek wil self vir my 'n toekoms opbou. Maak die besluite. Gee jou hart vir Jesus. Begin loop van nou af, kerk, Sondagskool. En jy gaan sien as jy daar is, jy groei. En jy groei. En jy groei. En jy groei in sy naam. Moenie wat jou vriende jou kop ompraat nie. En hy gaan vorentoe. En jy gaan agtertoe nie. Sê nee, kom ons bankie skool. Kom ons los die skool. Ons gaan huis toe. Julle het dit nodig. Amen. Julle het skool nodig. Van 'n niks werk af, kyk vandag. Ek het alles in sy naam. Alles. Amen. Wat ek nodig het ek in sy naam. Kom, ons maak 'n besluit. Moenie wat die huisie lekker is, besluit ek sal nie weer verder gaan nie. Druk deur hy omstandighede. Ek sluit met die af. Ek het 'n vriend gehad. Hulle het niks in hulle huisie. Hulle bly in 'n riethuis en die riethuis staan skeef. Vandag, as hy man by die soldaatkamp in Bloemfontein, hy het hulle huis gekyk nie. Hy het nie gekyk wat het hulle nie. Hy het een doel gehad. Hy gaan hulle se omstandighede change in daai huis. Dankie. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Net om julle so 'n idee te gee, Heinrich Olyn is die hoof van ons Groot Rivier projek wat strek vanaf Boegelberg tot in Mograbies. Hy het omtrent 66 woonbuurte wat hy 'n jaar moet besoek, wat ons deurgaan. 66. So die Here gebruik hom kragtig. Die Here gebruik hom net soos hy ieder en elke een van julle wat hier staan vandag ook wil gebruik. Dit is hoekom Paulus vir my en jou leer, stop om te kyk met die oë en glo met die hart dat die dinge daar buitekant sal beter raak. Genoeg vasgekyk in die omstandighede. Genoeg vasgekyk in hoe dit gaan by die huis, situasies, dinge wat terughou. Glo in jou hart dat Christus
het 'n beter lewe vir ons al buite. Amen. Elke keer as ek sê amen, dan sê hulle amen. 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 Dan weet ek julle hoor my. Die volgende man aan wie ek julle gaan voorstel, man was 15 jaar in die tronk gewees. 15 jaar. En ek gaan so 'n bietjie vir julle 'n storie vertel, hoekom dit gebeur het. Man was 'n uitstekende atleet gewees. Maar gaan laat hy dit vir julle tel. Kom ons gee vir Tieu 'n lekker handeklap. Goeiemôre julle is oulike kinders. Ek is bly om hier te wees vandag om met julle 'n bietjie sin te deel oor my getuienis. En dit is 'n Vrydag. Okay, julle almal het seker die naweek af. Julle is seker bly is 'n Vrydag. Okay. My lewe het so gehardloop. Ek was 'n goeie atleet op skool gewees. Ek het ook sinds in skool gegaan. Was 'n skoon persoon gewees. Nog nie blootgestel in die sin wêreld daar buite nie. Ek het sin op 'n oomblik 'n persoon in my lewe bereik, 'n vriend, jy weet, en hy het my kon voorstel, jy weet, hier's 'n klein pilletjie, jy weet. En jy weet, dit is 'n keuse wat mense moet maak in mense lewe, weet. En daai tyd het ek nie geweet sin wat die pilletjie aan my gaan doen nie. Ek het nog nie actually regtig sin Jesus regtig sin goed geken in my lewe nie, maar ek het sin die pilletjie gekyk en ek het die pilletjie gevat. En van daar af het dit sin verder gegaan. Net oorgegaan na ander goed toe, soos nog meer verkeerde vriende, drang toe. Dit het oorbeweeg na 'n ander gevaarlike drugs toe, soos die pypies wat die mense rook vandag. En het so erg begin raak, dat dit 'n gewoonte begin raak, en dat ek elke dag moes dit gebruik. Want jy kan nie sonder dit gaan nie, dit is die volgende oggend wakker. Jy sal alle geld sin probeer met mekaar maak. Jy sal tot jou ma se eie goeder sy huis uit steel, net om daai goedjies te gaan koop, om dit te gerook. En het opgeëindig ek het 'n meisie ontmoet in my hele lewe. Ons het saam die goed gaan gebruik. Ons het dit erg begin gebruik. Dit het 'n groot rol in my lewe gespeel, waar dit so ernstig begin geraak het, waar daar jaloesie en twis en al daai goed in my lewe aangegaan het, en dit het 'n oomblik bereik waar ek is nie myself was nie, en die vyand het oor my lewe oorgevat, waar ek die deur oopgelos het, net om my goed te gebruik het, wat ek gebruik het. En dit is waar ons die vyand laat oorvat in ons lewe, en ek het 'n moord, 'n daad gepleeg, waar ek my meisie vermoor het. Ek moes vir 15 jaar tronkstraf dien. Ek het in die gevangenheid ek Jesus ontmoet. Ek het regtig my Bybel begin klim, lees. Mense dink mense het vryheid net hier so buite en al goed. Mense het werklik vryheid hier buite, as mens regtig jou weg gaan hou van die verkeerde dinge af. Maar daar binne, jy wil jouself graag nie daar binne gaan vind en Jesus ontmoet nie. Maar glo my, het met hierdie tydperk gedra tot nou toe. Ek is tot volle bekeer en goed. Ek het regtig opgehou met die drugs. En al wat ek wil julle bylaat is dat julle regtig op die uitkyk moet wees om alles tot in staat toe te stel in God. Nie op mense nie en nie op vriende nie. Julle kan nie julle se eie vriende eers trust nie. Maar stel God heel eerste in julle lewe. En dan sal al die res in plek val. So mag God julle seën met 'n wonderlike naweek verder. En mag julle hierdie boodskap sin oor die naweek sin oor gaan sit en dink. En mag julle sin dan by die huis uitkom en vir julle ouers sin sê, Jesus like julle. Amen. Amen. Geniet julle naweek verder. Wat die implikasies van dwelms veroorsaak het in die man se lewe. Daar het hy dan net self kom sê, dat het hom gedryf het na wat toe? Askies? Dit het hom gedryf na moord toe. Nie ek of jy wat hier staan vandag is gevrywaar om te sê as ons drankies of dwelms kies, dat ons nie dieselfde pad gaan stap nie. Jy kan dink jou punte lyk hoe goed. Hy was 'n Olimpiese atleet gewees. Sy toekoms was oop gewees. Dinge het goed gelyk, maar nog steeds toe maak hy die keuse wat God nie wou gehad het hy moes wees nie.
Hoor wat ek vandag vir julle sê, nie ek of jy is gevrywaar om te sê, as ek miskien net one pool vat, dan is ek nie. As ek miskien net een heat vat, dan is ek skangaka nie. Nie ek of jy is daar om te sê, ek staan nog altyd kapadien om te vat en maak soos ek wil nie. Die vyand is daar om te steel, te roof, te plunder. Dit is dieselfde as die nommer. En ek en jy is geroep om 'n lig te wees waar dit donker is. Amen. Amen. Awaken my love, the groom is near. Awaken my love, the groom is near. Have you seen him, the one I love? Have you seen him? The army is here in front. They come to take us. When the words we use are sharper than an arrow, and the loudest voice, the currency of fear. We have bought the lies we think will keep us safer. Closed our eyes to all we once held dear. We have turned our backs on things good men have died for. When we traded in our gospel for a gun. ሌላ ጊዜም እንደዚህ ወጥተን እንሰብካለንና We will go out. Other time also they went and they just preached. ያው እንታስራን እንወጣለን They just go to prison and then they release them. Lost before the fight began. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love? There is 3.19 billion people that is unreached. That's people that have never heard about the name of Jesus Christ before. The enemy. Is there nothing that will tame this wild addiction? And no courage to admit when it's gone wrong. Oh, the road to hell is paved with good intentions. We still have time to sing a different song. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love is the weapon we need? So, two of our other team members have just been arrested. It's very scary, especially like in the holding cells as well. That's the moment that I started praying immediately as well. They inform them to come in to make a problem between Christian and the Muslim. So then just to put us in the prison. Could it be? Could it be? We're fighting a cause, but it's not what it seems. Could it be? Could it be that you